praise you this morning, Lord. Terwyl jy staan, begin om te loof, te prys. Wat jy die oomblik nog gesien het van dankie, Here. Dankie vir u teenwoordigheid vanmôre hier so, Here. Dankie vir die soet gees wat u is vanmôre, Here, om ons as mens, as u kinders vanmôre te kom bedien, Here. Here, dankie vir die koortjies wat ons kon gesing het, om u te kan loof, te kan prys, om nader in die troon te kan kom vanmôre, my Vader. We vra, Here, as jy mag harte sit vanmôre wat gebroke voel, Here. As jy harte is, Here, wat stikkend is, Here, wil ek vra, Here, laat u dit sal aanraak, Here. Here, laat u hand vanmôre sal kom en aanraak en skoonmaak. As al mag wees, Here, daar storms is, Here, dat u die storms kom stil maak vanmôre, my God, want geen mens kan die storm stil maak, maar u kan het stil maak, Here. Here, toe die disciples in die bootjie was, Here, en die storm kom op, Here, wat jy vir hulle gevra het is, waar is julle geloof? En wie en wat is julle geloof? En het die storm aangespreek, Here, en die wind het gaan lê en die waters het stil geraak, Here. En vanmôre, Here, spreek ek storms aan, Here, en u sal het stil maak, en u sal die deure oopmaak vir die volk, my Vader. Here, ons vraat vanmôre die staf, en ons slaan hom in die water, en die rooi see gee pad vanmôre, en die volk sal deur beweeg, Here, en hy sal aan die ander kant uitkom, heel, my Vader, en gered uitkom, my Vader, en jy sal die vyande verwoes, my Vader. Vanmôre, Here, raak u harte aan, vanmôre, Here, ek spreek siekte vry vanmôre, Here. O, rabashiketa rabashitu kalolonda rabashiti. O, dankie, Here, dat u teenwoordigheid vanmôre hier sal. Dankie, Here. Ek wil vra, Here, dat die prediker ook vanmôre sal aanraak vanmôre, Here. Ek salf hom nou, my Vader, van kop tot toon, Here. Wanneer hy sy mond sal oopmaak, my Vader, sal u spreek, Here, en u sal die naprediker wees, Here, en hart en siel vanmôre. Ek sê vir u dankie, Here, dat die wil geskied vanmôre, Here, en die mensie. In Jesus naam, amen en amen. Prys die Here. Julle kan jou sitplekke neem. Waar is my oom Johnny? Spreek die Here, my God. Dankie. Goeiemôre. We are here to praise the Lord. The scripture says, let every mouth praise the Lord. Wie wat? Die grootste offering wat jy vir God kan gee, is om hom te loof en om te prys. En dis hoekom ons kerk hou, is om die Here te loof en te prys. Want wanneer ons by mekaar kom, is die Gees van God daar. En ons loof hom en ons prys hom. Jy weet, ek vind dit eintlik so snaaks, dat meeste van ons is geneig om te sê, ek bid, maar dan voel ek die Here. Die Here leef van binne in jou. Men is plain en simpel, hy leef binne in jou. As jy bekeer is, leef hy binne in jou. So hoe kan hy jou nie hoor nie? Halleluja, is ons ongeloof wat sê, hy hoor my nie. En hy antwoord ons altyd, ook nie elke slag nie, né? Sometimes is nee ook 'n antwoord. Jo, prys die Here. Laat ek na my woorde toe draai. In die ou dae het hulle gesê, jy moet 'n groot Bybel hê. Nou vandag dra die mense nie eens meer Bybels nie. Jy weet, en ek sal iets vir julle sê, ek dink dit is 'n skande. Hierdie elektronies het ons weggevat van die woord van God af. Ja, en julle het nie nodig om saam met my te stem nie, hoor. Ek is nie een van die pastore, en ek wil julle sê, ek is 'n ou pastoor, afgetree. Maar die Here los my nie.
En ek is met julle eerlik, wanneer ek moet preek is my senuwees ophol. En ek doen dit al 48 jaar, wat ek preek. Is nie van gister af laat ek preekie, maar elke slag as ek in die preeksoek inklim, is my senuwees ophol, tot die gees van God oorneem, dan word ek 'n bietjie kalmer. En dit is ook nie so maklikie. Soos ek vir Rolien gesê het, as jy hier bo kom, en jy moet oopmaak in gebed, en jou senuwees is nie op hol nie, dan is daar 'n probleem. Because we are all dependent upon the Spirit of God. Ek is 'n Engelsman. My vrou is die Afrikaner. En sy is eintlik die beste prediker van die twee van ons. Vanmôre wil ek bietjie met julle gesels oor, ek weet nie of die titel hierbo is nie, Judgment of the Believer, oordeel begin in die huis van God. As julle dink, as gelowiges, gaan julle nie geoordeel word nie. My broer en suster, ek wil jou vertel, jy slaan die bal fermis. Jy gaan nie hel toe nie. Maar jy gaan antwoord vir al die dade wat jy hier gedoen het op hierdie aarde. Jou sonde is vergewe. Ek wil hier lees uit, wel ek beter seker, maar daar in Petrus eers begin. Petrus 4. Hy sê hierso, dear friends, do not be surprised at the painful trial that you are suffering, as though something strange were happening to you. But rejoice that you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. And if you suffer, it should not be as a murderer, or a thief, or any other kind of criminal, or even, en die ding is iets wat my bietjie gekap het, or even as a meddler. Jy weet wat doen 'n meddler, ne? Hulle interfereer in ander mense se besigheid, en hulle loop en skinder, en hulle vertel stories, dis 'n meddler. En hier sê die apostel Petrus, moenie, jy word vergelyk met die moordenaar en die dief. En dis die woord van God. Hy sê hierso, however, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. And what is that name? Jesus Christ, Son of God. We are children of God because of what Christ has done. It's His mercy and His grace. Nothing more, nothing less. Jy is nie 'n goeie mens nie. Almal van ons het sonde. Ek is 'n sondaar. Ek is 'n sondaar wat deur genade gered is. En elkeen van ons is sondaars wat deur genade gered is. En dit is hoekom ons moet so versigtig wees wat ons doen en wat ons sê. Want eendag gaan almal van ons voor
Jesus Christus se troon staan en antwoord vir ons dade. So sê die skrif hier. Dis nie wat ek sê nie. Ek het tot bekering toe gekom toe. Voordat my vir my tel, jou sonde is vergewe, my broer. Al jou sonde wat jy in die verlede gedoen het, al die sonde wat jy tot nou toe gedoen het, en al die sonde wat jy nog gaan doen, het God jou al vergewe. Jezus, het is die waarheid. Het is die waarheid. Maar jy gaan nog eendag antwoord voor Jesus Christus, hoekom jy sekere dinge gedoen het. Goeie werke of slegte werke. En kom ons wees eerlik. Ons het allemaal slegte werke. Ons het baie goeie werke. Maar daar is baie dinge wat ons doen wat ons weet ons nie moet doen nie. En as julle eerlik is, sal julle dit erken. Jy weet, daai dae wat ons rondgeloop het en gedink ons is hoog heilig en die ander mense is onder ons, dis nonsens man. Dis maar net omdat Jesus in jou woon en is sy geregtigheid wat die Vader God in ons sien. Hy sien nie ons eie goedheid nie, want volgens die skrif sê dit, your righteousness is as filthy rags in the eyes of God. Kinders van God, ons moet besef, ons gaan antwoord vir alles wat ons doen en sê. En dit sluit die pastoor in. Ek wat hier staan vanmôre en dit vir julle sê, ek gaan antwoord vir die dinge wat ek sê en wat ek nie sê nie. Jy weet, vir my, daar is een manier om die Here te loof en te prys. En as reis jou hande en dans en sing en gaan te kere. In die gewone kerke, die ou kerke, ek praat nou, julle weet, ek is 'n Pinkster, ek kom uit die Assemblies of God uit, ons loof die Here, ons dans, ons sing, ons doen alles. But there's order. There's order. Daar moet altyd beheer wees. Dit is nie uitspattigheid nie, dit is nie, kyk na my nie, ek is wonderlik nie, want nie een van ons is wonderlik. Daar is net een mens wat wonderlik is, en sy naam is Jesus Christus. Jesus Christus. Hy sê hierso, for it is time for judgment to begin in the family of God. Dis vers 17. For it is time for judgment to begin with the family of God. And if it begins with us, what will the outcome be of those who do not obey the gospel? And if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? So then, those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Kinders van God, ek en jy moet besef, ons moet Jesus laat deurskemer uit ons lewe uit. Toe ons tot bekering toe gekom het, nou, ek en my vrou is donkie jare terug al tot bekering toe gekom, en ek weet die ander mense wat ons ouderdom is, wat dieselfde kan sê. Ek is in 74 tot bekering toe gekom. En toe ek tot bekering toe kom, toe dink ek is nou wonderlik. Vanaand toe ek uit die Bybelskool uitgekom het, en ek geordineer word as 'n pastoor, toe dink ek, Johnny, yay, you finally arrived. I thought, goodness gracious me, I'm the best there ever is. My broer, my suster, dit is die grootste snert onder die son, want die pastoor, net soos julle, het probleme. En die een wat hier kom staan en preek,
ou broer en suster, is hulle nie op hulle senuwees is nie. Voordat dit begin, is daar 'n probleem. Een van die groot Bybelmanne, Spurgeon, het gesê, as 'n man in die preekstoel inklim, en hy sê op sy senuwees nie, woord hy nie in die preekstoel nie. En ek was eers gebore toe hy dit gesê het nie. En hy het manne opgelei om saam met die Here te loop. Jy weet, ek wil nie baie lank praat vanmôre nie, maar in Hosea 4, vers 6, sê die skrif, my people are dying for lack of knowledge. Daai skrif was geskrewe vir die Jode. Maar as jy hier kyk wat sê Petrus hier, judgment's going to begin in the house of God. Sê dit vir jou, omdat ons nie kennis het nie. Dit is nie dat julle glad nie weet van Jesus nie, maar julle dink julle weet alles, dan weet julle min. There's another scripture that says a little bit of knowledge puffs up. En dit is wat met my gebeur het ook nog in die bediening inkom. Kon niemand geweet het wat ek weet nie. Meantime, vandag sit ek en dink ek aan, my arme vrou. You know, serving God is not self-righteousness. As jy die Here dien, is jy eerlik met die Here. En wanneer jy fout maak, erken jy aan hom, Here, ek was verkeerd. En glo my, dit gebeur nie sommer onmiddellik nie. Hoe langer jy loop met die Here, hoe makliker word dit. Want dit word, kom ons sê, 'n gewoonte. Die Gees van God praat met jou en jy hoor hier in jou binneste, hey John, jy moes dit nie gedoen het nie. En dan, wat maak jy dan? Jy vra die Here vir vergifnis en dan gaan jy na die persoon wie jy nagekom het en jy vra verskoning. Ek weet nie van julle vroumense nie, maar ek weet van vir mans is dit nie 'n maklike ding om verskoning te vra van 'n ander man nie, om te erken ek was verkeerd. Maar dit wys, dit is 'n teken dat jy groei in die Here. As jy te trots is om te erken jy is verkeerd, pleeg jy eintlik sonde. Want God haat 'n trotse mens. Jy moet nederig wees en deur na iemand te gaan en sê, ek is jammer, is jy nederig. Want, soos ek sê, ek weet nie hoe julle anties is, maar ek weet, ons mans, dit is baie, baie swaar. Hierdie pad om 'n pastoor te wees, is nie 'n maklike pad nie. Is 'n sware pad. Want soos ek nou vandag hier staan, is die mense wat my kritiseer, en hulle dink, hoe kan jy dit sê? Maar om eerlik te wees, in die huis van God, dis wat God van ons verwag. Dit help nie ek gee voor, ek is hoogheilig nie. Ek raak kwaad, ek doen dinge wat ek nie moet doen nie, ek gesels met die taxi-drywers as hulle voor my inspring, ek doen al die goede, dan sê my vrou my, hey bok, neem man. Ek het 'n vrou, wat my help, en dis wat Genesis sê, she's your helper, she's your helpmeet, sy check my, en ek dank die Here daarvoor. Hulle kan my maar sê, jy moet nie oor jou vrou praat nie. Hoekom nie? Ek is mos lief vir my vrou. Ek het nie 'n probleem met jy aan die lykie. Dis jou saak. Jy weet nie wat jy mis nie. Halleluja. Ek sê julle, ons moet die Here dank, dat hy ons help om weg te draai van die sonde af.
Want die een wat my sê, sonde is nie lekker nie, hy lieg, anders hoekom doen ons dit almal? Ons almal doen dit, ons het dit gedoen, tot ons tot bekering toe gekom het en besef het, hey, dit is iets, die Here haat dit, hy soek dit nie, hy is lief vir jou as 'n persoon, maar hy haat sonde. Vandag is ek dink, ek is 'n beter mens, na 51 jaar wat ek saam met die Here loop. Ek dink ek is 'n beter mens. As ek terugkyk, let me say this in English. When I look back and I say, remember the hooligan that I was and who I am today, I can only say, thank you, Lord, for your mercy and your grace on my life. You are not saved because you do good works. You are saved because God forgave you, loved you enough to send His Son, Jesus Christ, to suffer and to die at Calvary. If Jesus never died for you, you would never, ever, as a believer, been able to stand before the judgment seat of Christ. Want as dit kom by die oordeel troon van Jesus Christus, staan jy daar en jy sal antwoord vir al die dade wat jy aangevang het, goed en kwaad, en hy sal besluit wat met jou gaan gebeur. Gaan jy krone kry, soos wat die ou Bybelmanne gepreek het? The crown of righteousness, the crown of everlasting life, al hierdie goede. Ek het dit, man. Met Jesus binne in my het ek dit al klaar. Jesus is die een wat binne in my woon, en hy is die een wat die verandering doen. Moenie probeer om het self te doen nie. Want dan sal jy agterkom wat ek agtergekom het, na 'n paar jaar toe vind ek uit, hey, maar ek is nie 'n goeie mensie. Want ek doen alles uit my eie uit, my krag. Mense doen iets aan my kinders, en voel ek lus, ek wil hulle doodmaak. Maar dan, broer, die Here is lief vir jou. Jy weet, op daai oomblik voel ek glad nie die Here is lief vir hom nie. Ek wil hom nie eens like nie. Dit is skynheiligheid. In die kerk moenie skynheilig wees nie. Wees jouself. Laat jou broer en jou suster jou leer ken soos jy is, met al jou foute. Want ons moet lief wees vir mekaar. Nie omdat jy is soos wat ek is nie. Jy kan nie soos ek wees nie. Al wil jy. My naam is Johnny. Mossie is Mossie. Sy kan nooit Johnny wees nie. Maar dit is hoe die Here met ons werk. Laat toe, laat die Here binne in jou werk en laat dit uitkom. En ander mense moet dit sien. Het moet nie jy wees wat dit sien nie, want as ek in die spieël kyk en sien ek dieselfde ou Johnny wat daar was. En soos die skrif sê, as jy in die spieël gekyk het, as jy weggeloop het, dan vergeet jy hoe lyk jy. Jy weet, die Here het nog nooit verander nie. En die probleem is, soos ek gesê het, my people are dying for lack of knowledge. Is nie dat hulle nie kennis gehad het nie. Hulle het die 10 gebooie gehad. Hulle het al daai goede gehad. Hulle het gesien wat ek en jy nog nooit gesien het nie. Hoe God werk tussen hulle. Hoe hy die Rooi See oopgemaak het in hulle. En oor 3 miljoen sê hulle mense daardeur. En toe die vyand, die Egyptians hulle wou volg, toe word hulle almal verdrink. My broer, ek en jy het dit nog nooit gesien nie. Maar een ding wat ek weet,
Ek was nie daar toe Jesus op die kruis gesterf het nie, maar ek weet hy het my plek geneem. En vir dit kan ons net sê, dankie Jesus, dankie Jesus. Mense was gedoop laas week, of was dit die week voorlaas, julle moet my maar vergewe wat ek oud. Hulle was gedoop. Wie wat? Wat sê die skrif? Mense wat gedoop word, ek praat van groot doop. Daar is nie so ding soos klein doopie. As jy klein doop, dan maak jy 'n belofte aan God om daai kind in die weë van God groot te maak. Wanneer jy vergifnis kry vir jou sonde, uit gehoorsaamheid aan die skrif, word jy groot gedoop. Want daai kind het nie sonde nie. Hy is in sonde ingebore in hierdie wêreld, maar hy het nie sonde nie. Nou, ons as Gods kinders moet besef, die woord sê, dit gee jou skoon gewete voor God. Dit red jou nie. Dit red jou nie. Om Jesus as jou saligmaker, jou verlosser en saligmaker aan te neem, is al wat jou red. En dan laat jy toe dat die Gees van God in jou werk, dat jy kan verander. En ek sê vir julle vandag, my broer, my suster, God maak beloftes in sy woord, en een van hulle is 'n belofte. Hy sê, as jy Jesus aangeneem het, het jy die ewige lewe. Jy het die ewige lewe. Nie jy gaan dit kry nie, jy het dit. Wie is die ewige lewe? Het julle al ooit daaraan gedink? Jesus Christus is die ewige lewe. En hom, as hy binne in jou woon, dan verander jou gedagtes heeltemal. Heeltemal. En dit vat tyd. En jy groei daarin, soos jy die woord van God studeer. Want jy kan nie jou vrou ken, as jy nie tyd met haar spandeer nie. En vrou, jy kan nie jou man ken, as jy nie met hom tyd spandeer nie. En dit is hoe die lewe is. Die skrif sê ook uitdruklik, dat wanneer jy deur swaar tye gaan, laat God, as jy 'n kind van God is, laat hy dit toe. Sodat, wanneer jy daar uitkom, jy kan terugkyk en sien hoe God in jou lewe gewerk het. Dit is nie, ek is nou bekeer nie, nou gaan ek ryk word nie. Nou gaan ek die probleme hê nie. My broer en suster, laat ek jou iets vertel, die oomblik wat jy Jesus aangeneem het as jou verlosser en jou saligmaker, dan kom jou probleme eers. Want dan is jy 'n probleem vir die vyand. Hy soek jou nie. Hy haat jou. Hy haat ons almal hierso wat kinders van God is. Maar deur God se beskerming kan hy ons niks aandoen nie. En as jy jou woord ken, wanneer jy jou aanval, dan draai jy om en jy sê, in Jesus name I rebuke you. Daar was 'n tyd wat hulle uitgekom het met hierdie ding, jy het krag en jy het mag en jy kan die duiwel vertel, hy kan hiernatoe waai en daarnatoe waai. Come on, man. Hy was hier voordat ons ooit hier was. Ek meen, as jy dink hy kon vir Adam en Eva verlei. Wat van ons? Wat dink ons is beter? Ons is nie beter nie. God is lief vir jou, soos jy is, en hy leef binne in jou. En dis hoekom ons het mekaar nodig. Ek kom uit die ou Pinkster uit. Ek en Marieke het nou die dag oor gesels. In die ou Pinkster, na kerk het ons na huise toe gegaan en ons het gesing en ons het gedans en die klavier het gespeel en die kinders van God het mekaar leer ken. Vandag drink hulle koffie na die diens.
En hoe leer jy iemand ken om koffie met hulle te drink? Jy leer hulle nie ken nie. Hulle wys jou net wat hulle wil hê jy moet sien. So jy ken hulle nie. And if you want to know somebody, you've got to spend time with them. You've got to learn to love them. Ek aanvaar mense soos hulle is. They do not need to change and be what I want them to be. I hate a pretender. Ek is baie lief vir daai ou song, Oh, the Great Pretender. From the Platters. I love it. But it doesn't help you pretending to be who you are not. Because sooner or later, the real you is going to come out. And then people are going to say, ek wil niks met die mense te doen hê nie. Want hulle gee voor om te wees wat hulle nie is nie. Ons gaan voor God staan. En ek wil nou net gou 2 Korintiërs 5 wil ek lees wat sê Paulus hierso oor presies dieselfde ding. Jy weet die skrif weerspreek nooit homself nie. Hy sê hierso, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. Dit is 2 Korintiërs 5 vers 10. Wie wat? En ek sluit af hiermee. Die Here het jou geken voor jy in jou ma se baarmoeder was. Dis skrif. En sy hand was altyd op jou lewe. Nou soos ek vir julle gesê het, as ek terugkyk na my lewe, dan sien ek hy rongpong. Dis was die woorde wat ons gebruik het in daai dae. Hy rongpong, hy rowwe jakkels, hy rowwe vark, omgeskikte ou, hy weet nie om mense te praat nie, dit was ek. Maar as ek nou na myself kyk, kan ek met mense praat, en ek het 'n ding geleer, mense wat so baie praat, en jou nie 'n kans gee om saam te praat nie, they've got a problem. Hulle wil nie hê jy moet hulle leer ken nie. Dis hoekom hulle praat so baie, want hulle is bang jy gaan agterkom, hy is nie so slim of so goed soos wat jy dink hy is nie. We must remember one thing. Jesus loves us and he cares for us. And every trial and temptation that you are going through, at the time when you are going through it, it doesn't feel nice. But once you've been through it, as I said, and you look back, you see that there were reasons for everything that God allowed you to go through, but he brought you through. The one that tries to tell you, do this, do that, commit this, kick this out, stomach out, or whatever, murder your wife, steal his car, blah, blah, blah. That's the devil. And he's just trying to take you down the garden path. You and I, as God's children, must learn to be able to rebuke him and to tell him, wyk van my Satan. Wyk. En dit, my broer en suster, is wat ek vir julle vanmôre wil vertel. We are all going to stand before the judgment seat of Christ and answer for everything
that we have done in this body. Amen. Kan ons net ons op 'n bietjie buig en laat ek die Here se blessings vra op hierdie woord. Father, we come to you and I thank you, Lord, that you have never changed. You are the same yesterday, today, and forever. And Lord, you loved us before we knew you. You first loved us, Lord, and this is why we have turned to you. I ask you to be with my brothers and my sisters, and I ask you to bless them, to strengthen them, and to keep them in the ways of righteousness. For Lord, our dependence is upon you and your Holy Spirit. Bless them, Lord, as we all go our different ways. I ask, do this, Lord, in Jesus' name. And Lionel, kom neem oor my broer. Dankie, lieve Vader. Dankie om Johnny vir die woord. Ons druk hom aan so. Ek wil vir julle vra, moenie volgende Sondag mis nie. Die 30ste, dan ons pastoor Jimmy Davis van BFM, die radiostasie hierso, hy gaan die woord bring. En dan ook die 6de, ek kan nie wag vir die 6de nie. Mense, ons gaan lekker jubel en juig. Die van julle wat by die gospel aan was nie, sorg dat jy die Sondag nie, nergens aan die sorg jy Sondagoggend hier so is. Want dis John Nelson. Die wat julle van hom wat hom nie ken nie, kom kyk. Ons gaan jubel en juig. Dit gaan wees soos om Johnny gepraat het van die ou tyd, ons gejubel en gejuig en gedans en die koortjies gedans het. Julle gaan hy Sondag gaan ons so dans. Want hy kan nie stil staan nie. En julle gaan ook nie stil sit in die banke nie. So ons gaan jubel en juig. Ons gaan vandag gaan ons opbeweeg boontoe. Besoekers, asseblief kom drink saam met ons 'n koppie koffie. Indien jy nie kan opgaan by die trappe nie, onder sal ook gedek word vir koffie en goed en tee. Daar is koue water as jy nie koffie en tee wil drink nie. Maar kom fellowship saam met ons, geniet saam met ons en net lekker. Kan ek op jou naam kom nie? Jeff, gaan jy vir ons kom afsluit gou? Voor ons opgaan boontoe. Vader, wat 'n voorreg is dit om in U naam te kan kom en vir U te sê dankie. Dankie vir weer eens wat U vir ons beteken. Dankie Here vir 'n diens wat U weer eens die Heilige Gees gebruik het om tot ons harte te spreek. Here, ons vergeet so maklik van daai judgment day, Here, maar dankie dat U weer eens vanmôre vir ons herinner het aan daai dag, my God. Dat ons gereed wees, Here, as U vir ons vra, wat het jy gedoen, dat ons kan antwoord. En ek bid, Here Jesus, dat U Heilige Gees die naprediker sal wees oor in hierdie week, Here, as ons loop en waar ons gaan, Here, dat U ons sal herinner aan hierdie diens van vanmôre. Nou wil ek U bid, Here Jesus, help van Johnny, Here Jesus, gee hom krag, gee hom sterkte, gee hom genade, sodat hy meer en meer die evangelie van U kan verkondig. Nou gaan met ons, Here, en help ons waar ons gaan. Wees U saam met ons en Heilige Gees, lei ons in alle waarheid in Jesus se naam.